Baie welkom by vanoggend waar ons ook verder reis, so ook deur die Here se woord, so in hierdie seisoen, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe kerkkalender, 'n nuwe kerklike jaar wat aangebreek het. Wonder hoe dit mag voel vir jou wanneer jy daaroor dink, terwyl jy aan die een kant druk besig is om die jaar wat verby is van sin te maak. Dis ook die plek waar ons op 'n manier ons lewens herrangskik sodat ons gereed is vir die jaar wat voorlê. En dit wil amper advent, koms van Christus, wil amper nie dit wat in 2025 gebeur het, amper onder die mat invee asof dit nie gebeur het nie. Maar dit wil met dit wat met my gebeur het, alles wat met my gebeur het in 2025, dra binne 'n hoopvolle perspektief, dat nogtans gaan ek dit waag om hoopvol te leef. Want daar is vir ons 'n verlosser gebore. Hoop is vir ons gebore. In ons teksgedeelte wat ons vandag lees, kom uit Jesaja 2, ons lees vanaf vers 1 tot 5. Die openbaring wat Jesaja seun van Amos ontvang het oor Juda en Jerusalem. Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê bo kan die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom. Baie volke sal daarna toe gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring uit Jerusalem, die woord van die Here. Hy sal oordeel tussen die nasies, reg spreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Kom volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Hierdie kragtige beeld van swaarde in ploegskare te smee en van spiese snoeiskere. Instrumente, wapens eerder, wat gebruik is vir oorlog, wat omvorm word vir instrumente, implemente, wat 'n nuwe lewe, 'n nuwe toekoms suggereer. Dit bewerkstellig. Die een nasie sal nie teen die ander nasie die swaard opneem nie. Baie kragtige metafore, baie kragtige beeld, en ek wonder hoe sou dit lyk? Hoe sou dit lyk wanneer hierdie fisies en metafories, figuurlik, maar ideologies ook binne in ons lewe posvat. Dink amper dat die hoop wat daar is, die profeet Jesaja wat hierdie hoop uitspreek. Hy nooi amper, hy sê, kom volk van Jakob, in vers 5, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. En 'n lewe in die lig suggereer iets daarvan, dat ons amper, waar ons voorheen beywer het vir die werk van swaarde en spiese, dat ons dit nou tot landbouinstrumente of implemente slaan en smee. Dit is altyd wonderlik hoe die wêreld op 'n manier in hierdie tyd van die jaar op 'n manier druk ons die pause knoppie op die manier hoe ons die lewe benader en ons vier Kersfees en hierdie wonderlike blydskap en hierdie vrede en ons sing wonderlike Kersliedere.
net om weer hierdie kaset of die knoppie weer af te sit en weer met ons gewone lewe voort te gaan. Maar dit is nie wat die profeet Jesaja hier voorhoop en droom nie. Dit is amper hierdie nuwe begin. Nie amper nie, dis inderdaad met die aankoms hierdie nuwe begin. Mag die Here ook binne in ons kom werk. Hoe dit ook al mag wees, dit wat ons voorheen gebruik het, onsself implemente van verdeling, instrumente van amper verwydering, duisternis. Kom na die lig toe en leef in hierdie lig. Kom ons dreig nie net daarmee met ons woorde nie, kom ons doen dit fisies. Kragtige beeld ons fisies te vat, ons swaarde en ons spiese en ons maak van hulle ploë en snoeiskere. Mag die Here ons ook genadig wees. Here, ons bede is dat U deur die vrede ons lewens so diep sal raak dat ons 'n hoop vir hierdie wêreld kan wees. Ons bid dit opreg as U kinders. Amen. Seën vir jou ook in hierdie dag. Mooi bly.